Goeiemôre aan al ons pragtige mensies. Prys die Here, gaan dit goed met julle? Julle lekker geslaapies? Mense, kom ek en jy maak ons oogies toe en ons sê dankie vir Koning Jesus vir hierdie dag wat hy vir ons bygevoeg het. Here, baie dankie. Dankie vir die voorreg, Here, dat ek en my boeties en sissies weer om die tafel kan wees saam met u, Here, in u woord in delf, Here. Ag, Abba Vader, lei ons deur hierdie dag, Here. Ons het u leiding nodig, Here. Ons het u wil nodig om te geskied in ons lewens, Here. Vader, seën hierdie woord direk uit die troonkamer uit, Here. Ek bid dit in Koning Jesus. My broer, my sussie, ek glo dit gaan goed met julle. Prys die Here, 'n wonderlike sonskyn dag wat die Here vir my en vir jou bygevoeg het. Jy weet, vanoggend toe ek my oë oopmaak, toe kom 'n gedeelte in my op van waar Petrus hulle in die skei geklim het en hulle het gesê hulle gaan visvang. Maar kom ek en jy lees dit, dan praat ons bietjie daaroor. En ons lees in Johannes 21, kom ons gaan daar na vers 3 toe. Hy sê, Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim. En in daardie nag het hulle niks gevang nie. Jy sien my boetie en my sussie, so gaan dit baie keer in ons lewens. Ek en jy het besluit, ons gaan 'n ding doen, ons wil ons eie wil gou gaan doen, ons gaan dit doen, ons gaan dat doen, en ons ontvang niks nie. Dan het ek en jy 'n redenasie wat sê, van, maar die Here is nie saam met my nie, maar hoekom sukkel ek, hoekom gebeur dit met my, hoekom gebeur dit, want ek en jy het besluit, ons gaan nou visvang, ek en jy het besluit, dit is wat ek en jy nou wil doen. Ek en jy het nie nederig na Koning Jesus gegaan en vra, Here, wat wil u hê moet ek doen nie? Nee, want jy sien, ons kom in daardie gedeelte van ons lewens en dit gaan so, want wanneer storms oor ons woed, wil ons weet, maar hoekom? Hoekom gebeur dit? Hoekom gebeur dat? Hoekom laat ons toe dat dit gebeur? Hoekom laat die Here toe dat dit gebeur? Want die Here kry altyd die skuld, die kerk kry altyd die skuld, maar nooit ek self nie. Is ek reg of is ek verkeerd? Kom ons dink gou 'n bietjie. Amen. Kom ek en jy dink gou so 'n bietjie. Wie is reg en wie is verkeerd? Maar kom ons lees verder. Hy sê, en toe dit dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. Hoeveel keer staan Jesus vir my en vir jou in kyk? Hy laat toe dat ons eie ding doen, want ons luister nooit na hom nie. Ons luister nie na sy roepstem nie. Ons wil nie hoor wanneer hy met ons praat nie. Want ek en jy wil nou in die skei klim. Ek en jy wil nou dit gaan doen. Maar ons het nie gevra, Here, klim saam met ons in nie. Het jy Jesus saamgenooi in jou omstandighede? Het jy Jesus saamgenooi om te sê, Here, klim saam met my vandag in hierdie skei van my? En hy sê verder, en Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom, nee. Hoeveel keer in Openbaring 3, skryf hy vir my en vir jou, skryf hulle, hy sê, en ek staan by die deur en ek klop. En ek staan by die deur en ek klop. Jesus staan nou aan die kant en hy praat met my en jou. Hy vra vir my en jou, vra baie kere, hoor ek en jy het nie, want ons is te besig met ons eie dinge, ons is te besig, want ons het nie 'n vis gevang nie, ons is te besig, want ons het nie kos in die huis nie, ons is te besig, want ons het nie werk nie, ons het nie finansies nie, ons het siekte en ons het al daai dergelike dinge, maar ek en jy geraak nie stil om te luister, wanneer Koning Jesus met ons praat nie, maar hoor wat sê Jesus vir hulle, hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei en julle sal kry. Hoor wat sê hy? En gooi die net aan die regterkant en julle sal kry. Die Here weet net wat ek en jy nodig het. So hy sê vandag vir jou, trek jou net op wat jy ingegooi het, want jy het niks gevang nie. Jy het geen kos nie, jy het geen werk nie, maar probeer dit wat ek vir jou sê, want en jy sal iets ontvang. Gooi dit aan die regterkant en kom ek het sê vandag vir jou, my broer en my suster, as die Here vir jou sê, trek op jou net en gooi hom aan die regterkant en moenie teestribbel, hy sê, dankie Here vir u wyse raad, want die woord sê, as ons wysheid wil bekom, vra dit van God af. So,
Kom ons vra vir die Here vir ons omstandighede. Kom ons vra vir Koning Jesus, lei ons hierdeur. En hy sê, en julle regterkant, hulle het dit toegegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit op te trek nie. In oorvloed het hulle gekry. Jou God wil jou seën in oorvloed. Maar dis tyd dat ek en jy luister. Dis tyd dat ons hom saam nooi in ons omstandighede in. Dis tyd dat ons die Here vra, Here, moenie meer net op die kant staan nie. Praat met my, kom saam met my. En dis wat God wil wees. Koning Jesus wil saam met jou in jou omstandighede wees. Hy wil saam met jou hier deurgaan. Hy wil saam met jou hongerte, saam met jou sonder werk, saam met jou sonder finansie, saam met jou. Hy wil in alle omstandighede Immanuel wees. God met jou. Hy wil altyd saam met jou wees. Is jy vandag bereid om te sê, Here, vergewe my oor my eie wysigheid. Help my dat ek eerder my wysheid van U sal bekom in my omstandighede wat ek is. Here, ek wil vir U dankie sê dat U my wakker gemaak het met hierdie woord. Want Vader, ons het dit so nodig, want ons wil ons eie wil op onsself afdwing. Ons wil ons eie wil op ander mense afdwing, maar ons het nooit gevra, wat is U wil nie, Here? O Koning Jesus, en dankie toe U vir my wys, Here. Hoe staan U langs die kant met ons omstandighede? Want ons het nie U saam genooi in hierdie omstandighede nie, Here. Want ons wil dit self uitsorteer. Vader, en ek weet vir 'n siel, Here, ons kan nie. Ons het nie die krag nie, ons het nie die mag nie. Maar my God, U het dit. Daarom wil ek U loof en ek wil U prys, ek wil U eer. Daarom wil ek U vra, Here, vergewe my, vergewe ons oor ons eie wysigheid, Here. Vader, daarom bid ek vandag wysheid en kennis en insig van U af, Here. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat ek my net kan optrek en ek kan hom aan die regterkant ingooi. Here, en dankie vir die belofte dat ek in oorvloed sal ontvang. Vader, ek loof U, ek prys U en ek eer U. En ek seën U in Koning Jesus naam. Amen en amen. Boeta Sissa, trek op hy net en gooi hom aan die regterkant in. Ek lief julle baie.